Nou, okay, veral nou soos hierdie jaar, ek meen is te nat, jy kan nou met niks anders hier inkom, of jy kan try, maar jy gaan waarskynlik daar los, dan haal ons om die strooptyd, kom haal ons om weer, nee, en Ingaan is nie die probleem nie, die uitkom is die probleem. nou uitkom, nee, nou, ek meen, dink jy, want ek meen, hier is nou ons enigste opsie op hierdie stadium, ja, is nou 'n topbemesting, gooi 50 of 100 kg 'n hektaar, en as ons dan nie vir mekaar jok nie, rondom die volmaak en al daai goeders, daar is maar 'n bietjie werk aan die drones wat dit aanbetref, maar ek meen, ek hou nou al die hele drone setup vir die afgelope 5 jaar redelik nou dop, maar dit voel vir my asof ons nou by 'n punt gekom het, waar uit 'n spuitoogpunt uit, en ewen die ding nou nie meer net 'n speelding is nie, maar hy nou 'n werklike plek in jou boerdery begin kry. Ja, weet jy, ek was ook maar baie skepties met die eerste drones wat uitgekom het. Ek dink altyd die eerste ding van elke, van maak nie saak wat dit is nie, daar's altyd, kyk eers bietjie iemand nog huiswerk doen oor dit, maar waar se vandag se tyd is, ja, dit is nie meer net 'n speelding wat jy gewoon in die lug sit om te kyk, waar die varke en die goed gevreet of die muiskolle nie. So hierdie ding is nou, is daai, ek weet nie of ek 1000 hektaar so gaan strooi nie, jy gaan bietjie buig, maar daai natkolle wat jy het, of daai dele wat jy wil top up, of daarso waar jy nie kan inkom nie, jy weet, en dan selfs, ek dink as jy hom het, die hoeveelheid arbeid wat ingaan, my span mense was hier gewees, elke keer as jy kom land, vat die emmers en gooi hulle in, so as jy hom het, kan jy hom in elk geval gebruik vir dit ook, so dis nie te sê, jy gaan hom net as 'n rescue tipe application ding gebruik nie, en in vandag se tyd ook 'n vliegtyg vir alles wat ons nou nat is, want dit is by almal gelyktydig nat, en 'n vliegtyg is nie altyd beskikbaar nie, so hierdie, ek moet sê, hierdie dink ek is 'n baie goeie opsie om te oorweeg.